Goeiemôre en daai. Ek is baie excited om vandag net 'n woord vir jou te bring. Ek besef baie van julle is miskien uit op vakansie of miskien is jy net vandag rustig by die huis. En ek is genuine excited oor wat die Here ook vandag in jou lewe gaan doen. Maar voor ons gaan begin, kom ons sluit maar net ons oë vir 'n oomblik daar waar ons is. Kry ons gees en ons gedagtes gefokus op sy woord. Aba Vader, dankie vir hierdie amazing dag wat U vir ons gegee het. Here, ons raak vandag rustig, Here, want ons wil hoor wat U woord vir ons sê. Ek bid dat U met ons elkeen sal praat deur U Heilige Gees. Dat Heilige Gees, Jy ons sal lei, ons sal versterk en hierdie woorde in ons hart sal ingrafeer. En ons sê, Amen. Amen. Okay, so, vandag is ek baie opgewonde. Ek wil 'n bietjie met julle praat oor hoe om te wen. Almal hou van wen. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat vir my gesê het, ag, ek was nog nie regtig, ek het maar deelgeneem aan iets, maar jy weet, ek wou nie eintlik wen nie, maar toe wen ek. Nee, om te wen is, ons wil eerste wees, ons wil ons beste gee. En daar's iets daarvan om te sê, maar wat sien ek as om te wen in die lewe? So, nog 'n jaar is verby, ons gaan 'n nuwe jaar in, kan julle dit glo, 2025 is verby, ons gaan 2026 in, en ons almal het verskillende emosies daaroor. Party mense sal sê, dit was 'n baie goeie jaar, ander mense sal sê, dit was regtig net 'n baie moeilike jaar. En jy het so 'n bietjie van 'n hoop in jou oor volgende jaar, om te sê, ek sal dinge bietjie anderste wil aanpak, of ek wens dinge is anderste. Ander mense het al opgegee op dit, hulle het nie meer nuwejaarsvoorneme nie, hulle sê, ag, same old, ons gaan maar net aan. Nou, ek wil 'n bietjie praat met julle oor, wat kan ons leer oor iets van 'n mentaliteit, 'n gesindheid om te wen in die lewe. Nou, vir die wat nie weet nie, ek doen 'n bietjie CrossFit, dit is goeie oefening vir my. Ek weet dit lyk nie so nie, want ek hou van chips. Okay, ek het 'n probleem met chips. Och, julle slapchips is lekker, te lekker. Maar ek besef vir my gesondheid en vir die feit dat ek ouer raak in my lewe, is ek besig om op 'n plek te kom waar ek moet oefen. Maar dis nie te sê dis altyd lekker of maklik nie. Daar's baie keer wanneer ek aankom, in my kar sit voor ek moet ingaan in die oefening in, en ek vir myself sê, ek is nie lus hiervoor nie. Maar weet jy wat, daar is 'n persoon, daar so 'n veld langs die CrossFit gym, en daar is 'n persoon wat jy kan sien in die manier hoe hy loop en hy sukkel, dat hy 'n siekte het wat sy spiere aantas. En tog elke liewe dag is hy op daai veld besig om te sukkel, maar nog steeds te oefen met dit wat God hom gegee het. En dit inspireer my. Dit inspireer my om te sê, weet jy wat, kyk waarvoor ek alles het om dankbaar te wees. Nou, daar's 'n groot verskil tussen om te motiveer en te inspireer. Motivering is, ek stoot jou om iets te gaan doen, ek forceer jou. Terwyl inspireer kom van die woord inspirit, to be inspired. Jy sien iets raak en dit kom van binne af om te sê, joh, ek wil dit graag doen. En ons kry verskillende stories in ons lewe oor goeders wat ons inspireer. Nou, ek het 'n storie gelees oor 'n persoon, sy naam was Sandile. Nou, Sandile het groot geraak op 'n klein dorpie in KwaZulu-Natal en hy was 'n boerseun gewees. Hulle het in 'n baie arm omstandighede gebly. Daar was nie altyd geld vir klere vir skool nie. Daar was nie skoolskoene gewees nie. Hy het in 'n baie arm familie groot geword. En Sandile was eintlik 'n plaasjapie gewees. Hy het maar probeer om sy pa te help deur na die koeie te kyk en die beeste. Maar Sandile het 'n droom gehad en hy het gevoel in sy hart dat God het 'n doel met sy lewe. Hy was van kleins af 'n gelowige en hy het geglo die Here het groot planne vir hom. En Sandile het gesê hy wil eendag 'n dokter wees. Almal, die hele gemeenskap het vir Sandile gelag as hulle sy droom gehoor het en gesê, dis ver te groot droom vir so klein plaasseun, hy het nie wat hy nodig het om dit te doen nie. Maar Sandile het gesê, hy gaan dit doen. Ons moet besef, hy het glad nie
privaat skool gehad nie, hy het nie tutors gehad wat hy kon bekostig om hom te leer nie, hy het geen ekstra hulpbronne gehad nie, hy het niks geld eintlik gehad nie, en baie mense het aan hom getwyfel. Maar nog steeds het hy hard gewerk, hy sê hy het letterlik in die aande met kerslig gewerk, want daar was nie geld vir krag nie. En ons kry letterlik Sandile waar ander mense na skool gaan sokker speel het Sandile elke middag biblioteek toe te gegaan om te gaan leer. En hoor hoe amazing is dit. Sandile het op 16-jarige ouderdom klaargemaak met matriek. Hy het gaan swat by die universiteit en hy is op die ouderdom van 20 jaar oud as die jongste dokter in Suid-Afrika wat nog ooit daar was, het hy sy graad gekry. En Sandile is vandag bekend as Dr. Sandile Kubeka en hy is baie bekend, mense is baie lief vir hom en hy werk as 'n dokter. Hierdie is stories wat ons inspireer, hierdie is stories wat ons laat dink, maar hoe kry hy dit reg om so te wen in die lewe? Wanneer ek na God se woord kyk, is seker een van die grootste inspirerende disippels wat Jesus gehad het, was Paulus gewees. Paulus was regtig 'n man wat sy hele lewe omgedraai het. En alhoewel hy nie deel was van die oorspronklike 11, 12 disippels wat daar was nie, het hy later in sy lewe gekom waar hy hierdie ontmoeting gehad het, waar hy Saulus was, op die pad van Damaskus, waar God sy naam, sy roeping, sy doel verander het, en hy Paulus geword het. Nou, hy is deur 'n paar dinge in die lewe. Eerstens, toe hy die ontmoeting met God gehad het, was hy vir 3 dae blind. Dink maar net die onsekerheid waartoe hy gegaan het in daai oomblik. Ons kry letterlik waar hy 13 boeke van die Nuwe Testament geskryf het. Hierdie boeke het uitgegaan na ander kerke toe, mense geïnspireer, dit het groot waardes in die kerk ingebou, soos wat ons hom vandag ken. Hy was 'n evangelis gewees, hy het na 3 groot sendingreise, het hy onderneem in sy lewe, waar hy gegaan het na Asië, Griekeland en baie ander streke, waar hy die goeie nuus na heidene toe gevat het. Paulus was vervolg, daar was aanranding gewees, hy het skipbreek gelei, hy was gevangenis gewees, en die woord sê self, dat hy doodgestenig was, uit die dood uit opgestaan het, en teruggegaan het na die mense toe, wat hom vervolg het, en vir hulle nog steeds vertel het van Jesus. Sjoe julle, ek weet nie wat jou mate van sukses is nie, maar dit is vir my 'n verskriklike inspirerende persoon, oor wat dit beteken om in sukses te lewe vir Christus. My vraag aan jou vandag is, wat gaan mense eendag van jou sê, as jou lewe tot 'n einde kom? Gaan jy hulle inspireer deur hoe jy jou lewe geleef het? Gaan jy 'n vingerafdruk los op mense se lewens? Of gaan jy maar net die volgende jaar ingaan waar alles dieselfde is? Nou, ek weet self in my eie lewe het ek nog dinge waarna ek uitsien, goeders wat ek wil doen in my lewe, wat ek voel ek sal dit graag wil bereik. En ek is glad nie 'n persoon wat sê dat ek al alles bereik het nie. Maar daar is 'n paar goeders wat ek kan leer uit Paulus se lewe uit. Die eerste ding is jy kan nie wen met slegte gesindheid nie. Jy kan nie wen met 'n slegte gesindheid nie. Hoor wat sê Paulus met ons gesindheid wees. Filippense 2, 3-5 in die New Translation sê, don't be selfish, don't try to impress others. Be humble, thinking of others better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take interest in others too. Hoor nou wat sê, hy sê, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Ja, en dit laat my partykeer so dink, almal van ons het moeilike dae. Almal van ons het dae wat ons opstaan, jy weet daai dae wat jy net nie lus is vir die dag nie. As jy dink aan al die goed wat vir jou voorlê, die werk, die kinders, die uitdagings, dis moeilik om partykeer positief te wees. Maar ek het altyd vir myself gesê, ek moet nou op hierdie oomblik 'n attitude check hê. Dit beteken, ek vat net 'n minuut in my kar wat ek vir myself sê, dis 'n keuse oor hoe ek hierdie dag gaan aanpak. Of, baie keer het ek mense om my, wat vir my help met my attitude, wat vir my sal sê, Bram, jy het nodig om jou gesindheid te verander.
En dit help my ook om seker te maak dat ek 'n besluit neem om positief te wees. Paulus het seker een van die mees amazingste dinge gesê, net om iets te wys van sy gesindheid, waar hy gesê het, om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. So wat sê Paulus? Hy sê, maak nie saak wat met my gebeur nie, ek wen nog steeds. Nie oor wie hy is nie, as gevolg van wie Jesus is. Maak nie saak wat gebeur nie, ek sê weer, ek wen. Philippians 4 verse 4 says, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. En wat hy eintlik hierso sê is, jou gesindheid kom nie van jou omstandighede af nie, dit kom van jou hart af, die besluit wat jy neem. Filippense 4 sê weer verder, hy sê in vers 11, I've learned to be content, whatever the circumstances, and can do all things through Christ, who strengthens me. So wat sê dit? Jesus sal my sterk hou, sodat ek die regte gesindheid kan hê, maak nie saak wat met my gebeur nie. Want hier is die ding, as jy Jesus in jou lewe het, al sterwe jy wen nog steeds. Die tweede ding is wat ons kan leer is, jy kan nie wen sonder opoffering nie. Ons as mense hou nie van opoffering nie. Ons wil altyd gaan oor, hoe kan ek die gemaklikste lewe hê? Hoe kan ek, en dis baie keer wat ons wense is, ons wil ons omstandighede verander, ek wil baie geld hê, ek wil bekend, ons wil ons self in 'n plek van gemak plaas. Maar God stel nie soveel belang in ons gemak nie, hy stel meer belang in ons karakter. En wanneer dit kom by ons omstandighede, moet ons besef, om te wen in die lewe, moet jy opofferings maak. Filippense 2 sê mooi, hy sê, selfs al word ek uitgegiet as 'n brandoffer by die offer, en diens van julle geloof, is ek bly en verheug ek my saam met julle almal. So Paulus sê, al is dit vir homself moeilik om homself op te offer, is hy nog steeds bly om dit te doen. Hier's die ding, jy is waar jy is in jou lewe, heel waarskynlik as gevolg van die opoffering van ander mense. Ons is veronderstel om opofferings te maak vir mekaar. Hoekom? Want dis die voorbeeld wat Jesus gestel het. In dieselfde manier soos wat ons opofferings maak vir ons kinders. Dit kan wees, ons maak finansiële opofferings om 'n beter lewe vir ons kind te gee. Ons maak opofferings in ons tyd, in ons slaap. Ek weet wat dit is om 'n babietjie te hê, of 'n kind wat in die middel van die nag wakker word. Dit kan wees dat jy opofferings maak in jou loopbaan. Baie mense sal sê, nee, maar ek het net nodig om 'n werk te doen, maar ek moet nog steeds my werk geniet. En dit is 'n idealistiese droom. Baie keer het ons as mans, en dames ook, het ons nodig om opofferings te maak in ons werk, al geniet ons dit glad nie, sodat ons 'n beter lewe kan gee vir die mense om ons. God roep ons na 'n plek van opoffering. Hoor wat sê dit, Hebrews 13 verse 16. And don't forget to do good and share with those in need. These are the sacrifices that please God. So wat sê dit? Wanneer ons opofferings maak, veral vir mense wat in nood is, kyk God daarna en hy glimlag. En hy dink dit is goed. Ons word geroep om opofferings te maak. Derdens, onthou waar jou krag vandaan kom. Julle, ek besef dit hoeveel keer in my lewe, ek kan nie hierdie lewe op my eie krag aanpak nie. En selfs vanoggend, in my stilte tyd, het ek gebid en gesê, Here, ek het U so nodig, ek het nodig dat U my die krag sal gee om deur hierdie dag te kom. Ons probeer baie keer staat maak op ons eie talente. En ek glo nogal dat God baie keer mense gebruik, meer gebruik, wat minder talente is, juis omdat hulle meer staat maak op Hom. Hoor wat sê dit hierso, Efesiërs 6 vers 10 sê, verder word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. So wat sê dit, moenie probeer op jou eie vermoë staat maak nie. 2 Korintiërs 12 weer sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek my swakhede roem, sodat die krag van Christus my kan omvou. Want wanneer ek swak is wanneer ek sterk is. Dit is altyd interessant dat mense meeste van die tyd, as hulle besig is in gesprekke, sal hulle praat oor hulle self. Het jy al agtergekom?
Jy sal 'n storie sê en daai persoon sal sê, ja, maar ek het al dit gedoen en hulle probeer altyd wys hoeveel beter hulle in iets is. Dit is so deel van ons geaardheid. Maar God sê ons moet eintlik kyk na ons swakhede, want dit wys net weer eens hoe goed God is. God sal ons bystaan, al sal mense ons nie altyd bystaan nie. Mense gaan nie altyd in jou hoek wees en vir jou cheer nie, maar ek beloof jou, God is altyd daar. God sê vir jou, jy is genoeg, hy glo in jou, maar maak seker, jy elke dag saam met hom tyd spandeer. Hoekom? Want ek is afhanklik van hom. Laastens, wat ons kan leer uit Paulus se lewe is, verander jou mate van sukses. Wat is vir jou sukses? Wat, as jy kyk na jou lewe, as jy hierdie goed kan bereik in jou lewe, dan sal jy sê, nee, nou is ek suksesvol. As jy nie weet wat dit is nie, dis baie maklik om dit uit te vind. Eerstens, dis heel waarskynlik wanneer dit in daai areas nie so goed gaan nie, dat jy begin sleg voel en nie goed genoeg voel nie. Dit beteken, dit is die goed wat jy sien as sukses. Byvoorbeeld, jou finansies. As dit goed gaan in jou finansies, dan sal mense altyd sê, die Here seën my. So, hier's my vraag, as dit miskien nie so goed gaan, en iemand anders se finansies, is die Here nie met hulle nie? Ons moet so versigtig wees, dat ons finansiële sukses nie altyd net koppel aan God se seën nie. Dit is 'n seën van God, maar dit is 'n voorreg, dis nie reg nie. Verder, miskien is dit jou huwelik, as dinge nie lekker gaan daar nie, dan sê jy, maar jy's nie suksesvol nie. Jou verhoudings met mense, of jou oefenprogram, glo dit of nie, jou oefening kan ook 'n afgod raak. Ek kyk altyd na hierdie mense wat hierdie selfies van hulle self neem. Jy weet, hierdie inspirerende boodskappe aan die onderkant sit oor wat hulle nou doen en die Here gee hulle krag. Ek wil vandag vir jou sê, wees versigtig, want jy kry so iets so self-worship, self-aanbidding. Ek is nie so seker dat dit God eer nie. Dan kry jy natuurlik mense wat, as hulle nie populêr is nie, hulle nie baie likes en hartjies kry op hulle Facebook, dan voel hulle nie goed genoeg nie. My vraag vandag aan jou weer eens is, waaraan meet jy sukses? 2 Korintiërs 4 vers 7 sê, maar ons dra hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie. Hoe dit sê dit? Dit sê, hierdie waarde wat Jesus is eintlik in potte. Dis die woord praat op 'n stadium, ons liggaam is soos tente, dit gaan vergaan. Ons is eintlik besig om God se glorie te laat skyn in ons lewe. En dis wat sukses is, nie myne nie, maar God se. God sê dat wanneer ons gehoorsaam is aan sy woord, dan is ons suksesvol. God sê dat sy hele doel met ons is, dat ons in ons karakter gelykvormig sal raak aan Jesus Christus. Hoor wat sê Jesus oor sukses. Johannes 4 vers 34 sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. So dit sê, as jy wil suksesvol wees, jou mate van sukses moet wees, is ek besig om te doen wat God vir my gesê het om te doen. Die ander ene verder sê, Matteus 6 vers 20, maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. God sê, sukses is wanneer jy bou op iets wat ewig is. Ons is baie keer so obsessief oor ons pensioen en jy weet ons huiswaarde, dat hier is my vraag aan jou, hoe lyk jou hemelse belegging? Hoe lyk dit, is jy besig om die vrugte te dra wat God van jou verwag? Is jy regtig besig om 'n verskil te maak in mense se lewens? Jesus sê op 'n stadium, al gee jy 'n glas water vir iemand wat dit nodig het, en jou hart is op die regte plek, sal hy jou daarvoor beloon. Wat beskou jy as waardevol? En is dit vir God waardevol? Wanneer ons kyk na ons eie lewe, en ons kyk na die feit dat ons graag wil wen in die lewe, is daar miskien 'n paar harde vrae wat ons moet vra. Miskien is dit dat vandag se boodskap jou weer bietjie laat dink oor wat is jou nuwejaarsvoorneme, of miskien kyk jy terug op jou jaar en sê, dit was miskien nie so erg nie. Ek wil vandag vir jou sê, dat God ons roep na 'n plan van sukses toe. Deur eerstens 'n nuwe gesindheid, 'n lewenstyl van opoffering, om te sê, maar ek is nie afhanklik van my eie krag nie, ek moet dit by God kry. En laastens om te sê,
maar hoe lyk my hemelse skatte? As Jesus na my lewe kyk, sal hy dit sien as suksesvol. Ek wil jou aanmoedig, begin 'n lewe wat God verheerlik, en wat aan die einde jy kan sê, as jy jou laaste asem uitblaas, ek het gewen. Ek het die resies voltooi. Ek het sterk klaargemaak. Nie meer deur my eie krag nie, maar deur hom alleen. Kom ons sluit ons oë. Aba Vader, vergewe ons waar ons baie keer so van die pad afraak, Here, so obsessief raak met die wêreldse mate van sukses. Here, help ons sodat ons 'n wenplan in ons lewe kan hê, sodat ons lewe U kan eer. En ons sê, Amen.